Here Jesus, ons wil vanoggend kom en soos ons smag na water, kom smag ons na U vandag. Here, en ek dink aan die dorste dors wat ek ooit was, Here, en vanoggend wil ek daai smag na U hê, Heilige Gees. Kom gesels met ons, kom raak ons harte aan, kom praat vandag, Here. Kom bou ons op, kom versterk ons, kom bekragtig ons. Ons kan nie hierdie doen sonder U nie. Wie is daar soos U, Here? Ons het U liewer as die lewe. In Jesus naam vra ek dit. Amen. Great. Julle almal is so welkom. Lekker om julle almal te sien vandag. Al die nuwe besoekers, vir ons wat net is die eerste keer hier vandag, welkom. Ek weet nie droewors gekry van die mans nie. Ja. Steek jou hand op. As jy nie droewors gekry het nie, al is jy nie 'n pa nie, as jy nie droewors gekry het nie, steek jou hand op. Okay, great. Na die tyd gee ek vir julle almal droewors. Is dit okay? Sommige net wat ons kan. Okay. So as jy nie droewors gekry het nie, al is jy nie 'n pa nie, na die tyd by die deur kan jy vat. Ek sal seker maak daar's vir julle almal. Dankie JC. Ag, dis 'n plesier, boys. So vanoggend kry ek 'n spesifieke woord by die Here rondom om na mekaar te kyk, nie in die vlees nie, maar in die gees. En ek wil jy moet dink daaraan. Nee, wil jy moet dink daaraan. JC, wat beteken dit? Dis eenvoudig is dat jy het 'n fisiese voorkoms. Is die regte woord? Dankie Janine. Jy het 'n fisiese voorkoms, maar dan is daar 'n geestelike deel wat die Here van jou sien. En ek wil die Here vandag vertrou, dat as jy nie weet wat die Here oor jou droom of oor jou sê nie, dat jy sal vorentoe kom en dat ons vandag die Here vertrou om vir jou iets te wys. Hallo? En ek dink die beste voorbeeld daarvan is, Dawid, baie interessant, en ons ken die storie, was 'n skaapwagter, maar die Here het 'n koning gesien. Hy het 'n koning in hom gesien. En as Dawid nie geweet het wat die Here sê oor hom nie, as Dawid nie op 'n jong ouderdom uitgevind het, maar die Here sê dit oor my nie, het hy nooit by dit uitgekom nie. Vriende, weer eens, hier is die ander kant. As ons na mekaar in die fisiese kyk die hele tyd, gaan ons frustreerd en geïrriteerd raak met mekaar. Maar as ek kan sien wat die Here oor jou droom, kan ek vir jou begin bid, ek kan die Here begin vertrou dat daai vorentoe kom, ek kan dit oor jou begin profeteer, ek kan verby jou stap en sê, "Hey, die Here roep jou vir dit. Wanneer gaan jy aktief raak in dit? Wanneer gaan jy saam met die Here begin droom daaroor?" Wie glo saam met die Here soveel meer vir jou het as wat jy dink of droom? Amen. En ek glo die Here wil vandag net iets daarvan aktiveer. Is jy reg daarvoor? Fantasties. Voor ons daar kom, my offergawe skrif vanoggend, en vanoggend 2 uur maak die Here my wakker hier iewers in die oggendure, ek kan nie regtig onthou nie. Wie kleintjies? Dis kleintjies, nê? Wie het al ooit gesien hoe vinnig word hulle groot? Vir alles hulle in die bed saam met jou inklim. Skielik ek wat 125 weeg, lê in 'n plekkie waar hy wat 15 kg weeg moet lê, en hy lê in 'n plek van 125. Verstaan, dis so, en ek lê so. Dis eintlik wat ek bedoel het, halleluja. Net uit my hart uit kry, maar ons geniet dit, amen. Okay. Ouens, bly my saam en na die volgende stuk toe, na 2 Korintiërs 5. Vanaf vers 16. Nou, wat wil ek vir jou leer vandag? As ek jou kan regkry, of as ek dit kan regkry om jou op 'n plek te kry
waar jy fokus op Christus in jou, wat hy met jou deel, en in gehoorsaamheid aan sy stem binne jou deur die Heilige Gees, in geloof uitstap, met Christus in jou, kan niks jou stop nie. Van kan nie in Christus kom nie. Het al ooit gehoor van 'n ou met die naam Smith Wigglesworth? As jy nog nie het nie, gaan search sy naam, gaan lees wat hy gedoen het. Okay. Het al ooit gehoor van 'n ou met die naam John G. Lake? Waar is julle? Hierdie is ouens wat generale was. John G. Lake het die AGS begin. Nee? Generale in die gees. Maar as jy na hulle stories gaan kyk, het hulle een ding, almal van hulle het een ding verstaan. Hulle het nie geleef uit die vlees uit nie, maar hulle het wil letterlik vir jou sê, inside out geleef. Wat beteken dit? Christus in my, en wat hy sê, doen ek. Wat hy oor my sê, glo ek. Wat hy met my deel, daarvoor gaan ek. En dis hoe 'n gewone Christen gaan na iemand toe wat bonatuurlik gebruik word. Is daar verskil tussen my en John G. Lake of tussen jou? Nee. Hy het net een ding regtig verstaan en daarvoor gegaan. En vandag wil ek die Here vertrou, want as ek dit by jou kan regkry om met 'n plek uit te leef waar jy fokus op Christus in jou en fokus op Christus in jou vrou of in jou gesin, dan is daar weermag wat opstaan. Maar as ek jou, as jy op 'n plek bly wat jy fokus op die ou se vlees en jy sê, ag, kyk nou daai ou. Dood, niks gebeur nie. Niks gebeur nie. Die eerste wat ek vir jou wil lees is, in 2 Korintiërs 5, vanaf vers 16, ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie. En al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel, die ou ding het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Wat wil ek vir jou sê, manne en dames, ons moet ophou om na die vlees iemand te ken. Imagine jy het Jesus net na die vlees geken. As jy jou gebed gelyk het. Ag Here, help daai visserman, Jesus. Maar nou ken ons hom na die Gees. Wat is die Gees? Hy's almagtig, hy's alomteenwoordig, hy's vir my. Waar 2 of meer saam is, daar is hy in my teenwoordigheid. Niks is vir hom moontlik. Hy onderhou alles. Hy is alles. Verstaan jy, dis 'n hele ander ballgame. En hy sê daar, ons ken mekaar ook nie meer na die vlees nie, maar na die Gees. So as ek nou vir jou vra, hoe ken jy die persoon langs jou? Wat ken jy van hom? Nee, hoor gaan mooi. As ek nou vir jou vra, as ek na Erik kyk en hoe ken ek hom? Ek sien 'n ou met wie die Here konstant kan praat, want hy is getrou. Ek sien hoe die Here baie nog ek sien in die hemel vergaderings waar die engele sê, maar Erik is die ou, want hy gaan nie nee sê vir die Here nie. Ek sien 'n ou in die geestelike helm, wat regtig die pad stap, en eerbaar is, en nie 'n moment die Here wil teleurstel nie, en hy doen dit. En dan sien ek klomp, so weird, maar ek sien klomp knoppies waarop gedruk word, en hoe daar baie ouens geskiep word, en die Here sê, ek gaan op sy knoppie druk, want ek weet, hy sal my nie teleurstel nie. Okay? As ek na die vlees na hom kyk, jy moet meer by my kom braai, chom. Wat het ek sê? En my vraag is nou, as jy aan die ou net langs jou dink, hoe sien jy hom? Jy sit langs die ou, daar kom daar baie mense vanoggend is, en ons het spasie nie, of omdat jy gekies het om langs hom te sit. Amen. Ek wil net bevestig dat John en Anita kan swem. Ons het gister jetski gery, hulle ook. En toe gebeur daar iets, en toe is John en Anita in die see. Dis so goed te swem. En John gryp van Anita om haar kant toe te probeer kry, en Anita sê, los my uit, ek gaan verdrink. Hulle kan swem, dis bevestig, Amen. Ag, is lekker.
Guys, hoe ken ons mekaar? My opskrif, die ewige soektog na Christus, en ek wil hê jy moet verstaan waaroor dit gaan. Daar's 'n ewige soektog, nee Richard? Daar's 'n ewige soektog na Christus, om nie na die vlees te kyk nie, maar na die Gees. Hy was op sy foon, hy was op die Bybel. Nee Richard? Ek vertrou ook so. So by elke persoon is daar 'n ewige soektog. Daar's 'n plek wat jy nooit moet opgee nie. Daar's 'n plek wat jy altyd moet vertrou, dat jy by daai plek sal uitkom rondom hom. Hallo. Anders gaan mense jou teleurstel, hulle gaan jou irriteer, jy gaan niks met hulle wil uit te waai hê nie. Maar as ons kan sien wat die Here oor ons sien, en ons kan daai Jesus in jou ontdek, dan is ons hier, daai ou is 'n champ. Ek gaan vir hom bid, ek gaan vir hom profeteer, ek gaan hom optel in hierdie plek. So 'n week terug, vat die Here my na hierdie stuk toe, Psalm 19 vers 2, gaan vir sien toe. Die hemel vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Die een dag stort vir die ander 'n boodskap uit, en die een nag kondig vir die ander kennis aan. Daar's geen spraak en daar's geen woorde nie. Onhoorbaar is hulle stem. Van wat praat daai? Die natuur. Jy moet regtig dom wees om die Big Bang Theory te glo. Jy moet regtig, ons is niks aangaan nie. Ag, jammer, as daar iemand is wat dit glo, kom dat ek bevryding doen op jou. Die hele aarde wys vir ons daar's 'n intelligente skepper, die naam Jesus Christus agter hierdie, Johannes 1:1. En wat wil ek hê jy moet doen? Jy moet die Here begin sien in die natuur, in mense en in jouself. In die natuur, in mense, in jouself. In die natuur, in mense, in jouself. Okay? In die natuur, in mense, in jouself. Christus in my, Christus in jou en Christus om ons. En ek glo dis wat die Here met ons wil doen. Nou in mense, daar is in natuur, in mense, Filippense 1 vers 6. Omdat ek juis hierop vertrou dat hy wat die goeie werk in jou begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Wat sê hy? Hy sê daar's goeie werk in jou. Die goeie werk in jou is Christus in jou. En weer eens my vraag is, ek wil weet wat is die goeie werk in my vrou en sy moet weet wat is die goeie werk in my, want saam kan ons dan werk tot eer van die koninkryk. Maar as ek nie weet wat die werk in haar is nie, sy weet nie wat die werk in my is nie, dan gaan ons mekaar opwerk, jy's reg. Nie saamwerk nie, maar opwerk. So hier's die ander kant. Werk jou vrou jou op? Okay. Hy was te stil gewees. Dan sien ons weer volgens die Gees. Amen. Kyk anders na. Kyk anders na. Ek weet die roeping op my vrou en ek weet die hoogtes wat sy gaan bereik. Ek weet die teologiese kringe wat sy gaan in beweeg. Ek weet sy gaan eendag haar doktoraal hê. En dan gaan sy vir my sê, nou kan ons debatteer. Tot dan toe. Kom ons gaan aan. Wat is Vadersdag? Ek kan sê wat ek wil. Tot dan toe is ek die baas. Môre is dit weer Moedersdag die res van die jaar, dan gaan ons net ons weer dink wat ons sê. Johannes 15 vers 4 en 5. Bly in my, dis Jesus, nê? Soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my bly nie. In my bly nie.
Ek is die wynstok, julle is die loot, wie in my bly en ek in hom. Hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Sonder my kan julle niks doen nie. So hier is die realiteit. My eerste vraag altyd vir die Here is, Here, is hierdie U? Is U besig met 'n ding? Doen U 'n ding? Weet julle hoeveel keer het ek gebid oor hierdie fight night? Vra vir my vrou, hoeveel keer het ek jou gebel oor dit? Liefie, is jy seker? Nee? Is jy seker? Want ons gaan die eerste kerk wees wat 'n fight night aanbied. En toe dink ek aan, ons kan eerste wees en ek hou van eerste wees. Dit is reg. Ons doen. Nee, ons het gevoel die Here gee ons 'n woord. Maar as Christus in dit is, wat jy sê, hoe is Christus in dit? Ek sien nie altyd Dawid. Ek sien hom 'n man wees soos Dawid raak en dan sien ek Dawid in sy manskappe. Wie het al ooit geleer van Dawid in sy manskap? Het jy gaan lees daarvan? Boys, as jy 'n aksiefliek wil sien wat geen sinema vir jou kan gee nie. Geen fliek vir jou kan gee nie, nê? Noem dit, daar is nie 'n fliek soos Dawid in sy manskappe nie. Daar is nie 'n fliek soos dit nie. Maar gaan lees dit in die Bybel. Manne wat mekaar diere en 'n leeu doodmaak net omdat hy kan. Afkruip in 'n grot en sê ek gaan net vir almal wys ek is die sterkste en maak 'n leeu dood. Nê? Daar's een ding wat ek nie verstaan nie. Ek weet nie maak jy honderde mense dood vir boontjies nie. Ek verstaan biltong, ek verstaan nie boontjies nie, verstaan. Dawid en sy manskappe. Pea-patch is ons boontjies, wat's dit? Nog erger, ertjies. Hy groen goed. Maar die woord wat die Here vir my gee, die Jesus wat hom en hierdie gaan mooi. Ek sê nou vir jou, ons gaan sold out wees. Ek sê nou vir jou gaan die grootste event wees wat daar ooit gesien is in die Kaap rondom kickboxing en net skop en slaan. Want hoekom die Here sê iets soos Dawid in sy manskap, hy wil weer Dawids manne maak, 'n man na sy hart. Dit niks met die fight uit te waai nie, niks met ek kan baklei uit te waai, alles uit te waai na hulle dien die Here. Ons wil hulle by die Here uitkry. Ons trek hulle net daarmee. Amen. Hoekom sê ek dit vir jou? Wel, Jesus in my. Ek voel dit in my gees. Daar's 'n stir, daar's 'n beweging en dis hoekom ek uit daai plek uit leef. Ek leef nie uit die plek uit van whatever, jy hoor wat ek sê. Nie die vlees nie. Here, wat sê U in die gees? Wat doen ons? Ek bid 'n paar weke terug oor die ouens wat koud kry so langs die straat. En daar kom 'n ding op wat jy baadjies kan koop vir R100, R150 'n baadjie. En ek koop baadjies en ek sê, Here, hier is dan baie beter as om kombersies uit te gee. En ons begin 'n ding in die kerk waar jy 'n baadjie kan koop vir R100 en jy gaan gee dit vir 'n boemelaar, jy lei hom na die Here toe. Jy sê 'n baadjie vat bo kombersie. Amen. Maar verstaan, die Here die hele tyd praat met ons, hy vat ons uit die boks uit. Hy doen ander goeters, hy wil iets nuuts doen. Maar gaan jy oop wees daarvoor om te luister? Gaan jy net aangaan, ek is ou Pietie en ek Piet net aan. Gaan jy sê, Here, maak my 'n koning, wil ek 'n skaapwagter is. Onthou, wat het gebeur terwyl hy 'n skaapwagter was? Hy is gesalf as 'n koning. Wat gebeur wanneer ons gesalf word? Jy kry 'n profetiese woord oor waantoe die Here met jou op pad is, en van waar kom die profetiese woord? Die Heilige Gees. Dis die salwingsmentaliteit, die salwingsmoment. Dis 'n moment wat hy vir jou sê, ek sê dit oor jou. En jy sê, nou kan ek gaan daarvoor, Here, dat ek moed daarvoor, want U het gesê. Baie van na 2 Korintiërs 1:6. Ekskuus, 2 Timoteus 1:6. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan, om die genadegawe wat van God aan te wakker, wat in jou is, deur die oplegging van my hande. Sodra jy weet wat in jou is, deur die soeke van Christus, onthou wat die opskrif was? Die hele tyd om te soek, die eindelose soeke wat jy net soek, en jy soek hom, en jy weet wat in jou is, nou kan jy dit aanwakker. Nou kan jy gaan daarvoor. Weet jy wat maak my die meeste opgewonde in die lewe, buite iemand na die Here toe lei?
kerke plant, bedieninge aktiveer, nuwe ministries oopmaak. Ek is mal daar. Ek kan nie vir jou sê, as jy my opgewonde wil sien, dat die Here met ons deel en sy wil 'n ding doen, en ek is soos, Here, come on. Maar dis my salwing. Dis waarvoor die Here my roep. Dis wat hy oor my droom. En ek herken dit en ek beweeg in dit. Ons is klaar besig met ons volgende 2 kerkplantings. Klaar, besig met die voorbereiding daarvan. Agter die skerms. Maak my opgewonde. Ek sê dit gereeld vir die Here, Here gee net vir my meer geld, asseblief, gee vir my meer geld. Ek sal meer kerke bou as die moslems. As nog 'n moskee opstaan, dan staan daar 'n kerk. En sy sê, ag nee, hier's JC weer. Amen. Whatever, sissies. Galasiërs 2:20. Hoor wat hy sê, ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef. Jy is reg in my, nie? Laai leidraad gegee. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Wat sê hy? Hy sê wat ek nou in die vlees is wat ek in die gees voel hy met my oor praat. Dis 'n interessante ding oor ons Malawi. Ek wil net vir julle net soos Jesus wat besig is. Hierdie is so cool. En ek wil net vir julle wys hoe werk die Here. So julle weet ons het daai grond geskenk gekry en ons het 'n basis daar opgesit en ons beweeg van daar af, maar toe ek gaan rondkyk, is dit in die middel van die Muslim hub. Aan ons een kant sit net moslems, aan die ander kant sit net nie moslems. Laat my 'n bietjie dink aan daai ouens wat uit die vliegtuig uitspring, paratroopers, nê, waar die Here jou drop tussen die vyand. Okay. So ek ry na een van die groot stede toe en ek sien net hierdie moskees, maar met hierdie intense skole wat hulle opsit. Ek speel parke, ouens, hulle gaan all out. Ek is soos, dis Here, nou wat soek ons hier? Chantai Bama, sy sê vir my, ons het 'n probleem. Ek sê wat? Sy sê die eiland wat ons op is, of die plek wat omring is met water, sit met 200 ongeletterde kinders wat nooit by die skole kan uitkom nie. En kyk, vir my is dit maklik om 1 + 1 bymekaar te sit nie. Dit is net 2. Hoe moeilik is dit? Ek sê vir Chantai, wat as 'n skool begin? In die middel van die Muslim area, is ons op 'n eiland. Kom ons vat 200 kinders, ons begin 'n skool daarmee met haar. Chantai is hierdie week amptelik aangestel as die hoof deur die departement van onderwys in Malawi, as die hoof van Move Church Malawi. En die kerk word 'n skool. Dis by ons kerk, ek sê ek werk aan die ander kerk, maar vir nou is die kerk 'n skool en op Sondag kan jy onder die boom sit. So ons deel hom op in klasse, ons gaan nou nog 'n skool daar bou, maar kyk hoe die Here werk. Hy sien 'n plan, hy kies 'n persoon wat nie gaan stry met hom nie. Hy drop Christus in sy hart te stuur en ek sê vir Chantai, kom ons gaan daarvoor. En hierdie week was die departement daar en hulle sê, ons gee dit vir julle. Al die ongeletterde kinders kan sien toe kom. Jy gaan sit met 'n 15, 16, 17-jarige wat nie kan lees nie, wat klas toe kom, graad 1, 2, start 1. Hoe is dit? Maar hier is die ander ding. Nou kan ons 'n oorlogbasis bou, hulle almal na die Here toe lei, in hulle lewens inbou en van daar af al daai moslim areas terugstoot. Maar as Christus nie in my was nie, het ek gesê, Chantai, is jy stupid? Nee, wat gaan dit nou weer kos? Here, help ons. Sien, ek sê net, Here, ja, en dan sê ek, Here, help ons. Wie wil nou 'n skool begin as jy 'n kerk het? Verstaan? Ek kan in die vlees na al hierdie goed kyk, maar in die gees is daar opgewondenheid.
En ek sê, Here, kom ons doen dit. Kom ons gaan vir dit. Here, kom ons brei van daar af skole uit, Christenskole, en kom ons toe terug, want ek weet dat die moslems sê, en ek gee nie om op wat jy glo nie, ek weet dat die moslems sê, gee vir my kind tussen 1 en 7 jaar, sal nooit wegdraai nie. Dis hoe hulle werk. Hulle gee kos en hulle vat 'n skool, hulle plant en hulle indoktrineer hulle. En ons gaan terugstoot. Op 'n mooi manier. Okay? Hulle nooi vir 'n fight night. Ag, ek joke. Kom ek gaan nie aan oor dit nie. Jeremia 29 vers 13, gaan vir my sien toe. Oor hierdie een vers, die een kragdadige vers. En julle sal my soek en vind as. Daai as is altyd vir my. As ek hom sien in die Bybel, as ek sê, as julle na my vra met julle hele hart. Wie wil uitvind wat die Here oor hom droom? Gaan jy met jou hele hart soek daarna? Gaan jy alles prysgee daarvoor? Sal jy dit najaag met elke druppel van jou wese? Jy sal my vind as jy soek met elke druppel van jou wese, alles vir dit vra. Ek sit in die Here deel hierdie profetiese woord van, dis nie vir almal nie, maar is van julle, wie dit is, en is net uit die blou tyd, ook vanoggend vroeg, en hy vat my na 2 Samuel 7 toe, dit gaan nie op die bord wees nie. Dalk is dit. Ek weet nie of Liesie so vinnig is nie. 2 Samuel 7:12. Kyk, daar val 'n tor af. Ons sê, dis 'n bietjie van 'n kompetisie ding in die kerk. Dis goed, ons is in die A-span, anders sou ons in 'n ander geloof gewees het. 2 Samuel 7, is julle daar? Kom ek vat jou gesin toe. 7 vers 12. Jy gaan nou voel hoe die Heilige Gees net oor hier is. En hier kom die Here en hy praat met Dawid en hy sê, as jou dae vol is en jy met jou vaders ontslaap het, sal ek jou nakomelinge wat uit jou liggaam sal voortkom, laat optree en sy koninkryk bevestig. Hy sal vir my naam 'n huis bou en ek sal sy koninkryk, sy troon bevestig tot in ewigheid. Ek sit by die Here vanoggend en die Here sê vir my, baie kere moet jy teruggaan na jou verlede toe, want daar's 'n profetiese woord wat oor jou gesin hang, wat nooit in vervulling gekom het nie. Wat bedoel jy, JC? Ek sien letterlik dat die Here vir van julle ouers 'n woord gegee het, wat hy gepraat het oor, wat hy gesê het, ek wil dit met jou gesin doen. Hulle het dit nie opgevat nie, is nog steeds daar, is dormant, dit wag vir jou om in dit in te stap. Hoe kry jy dit? Ek weet nie, gaan sit by die Here. So interessant, baie keer praat ek met ouens en ek sien net ietsie anders by hulle. Hulle het net 'n dubbel of 'n triple salwing op hulle lewe. Dis net makliker, dan sê ek vir hulle, okay, dan 'n bietjie van jou geskiedenis. Nee, my ouers was missionaries, my oupa hulle was dit, my oupa hulle was dit. Daar's generasie seëninge wat los wil kom as jy wakker word. Dis van julle wat my hoor. Jou ouers was gehoorsaam, daar's iets wat die Here wil verdubbel. Ek sien 'n dubbele seën op jou. Gaan sit by die Here en sê, Here, wat moet ek doen? Daar's iets wat wil loskom. Daar's iets wat wil loskom. En ek het net hierdie woord gehad, net hierdie woord by die Here. Maar jy gaan moet vat om te gaan hardloop en die Here te gaan soek daarvoor en te sê, Here, ja, daar is 'n woord op my, maar daar's iets wat U al voorheen gesê het, soos U oor Dawid gesê het, wat oor sy seun gekom het. Hallo, ek dien nie die Here net vir my nie, ek dien hom vir my kinders ook, want hulle gaan in dit inloop wat ek oopgemaak het, soos daar goed oopgemaak wat jy dalk nog nie besef nie. Eendag sit ek hier voor, gaan gou vinnig deel, by ons vorige gebou en ek sit daar voor en ek mope met die Here. Wie het al gemope by die Here? Moenie, dis lelik. Ou jou pa vir jou gesê, moenie doen wat ek doen nie, doen wat ek sê. Nee, amen. Ek sê geestelike pa, moenie doen wat ek sê. En ek sit by die Here en ek sê, Here, wat wil U met hierdie eenvoudige boerseun doen? Ek sê, Here, halleluja. En ek hoor hoe die Here sê, gaan kyk wat het jou voorvaders gedoen
daar's iets daar wat ek wil hê jy moet instap. En toe ons generasies terug gaan kyk, ek onthou hoe my ma my altyd vertel het van oupa John Knox. En toe ek terug gaan kyk oor wie John Knox was, dit was 'n ou wat in sy tyd die waarheid gebring het, die koning Hing van Skotland, nê? Hy het al wat genoem, 'n witgewaste graf. Toe sy ongoddelik was, toe sy die Christene vermoor het hy gesê dat sy 'n witgewaste graf. Sy het inteendeel van hom gesê, I fear the prayers of John Knox more than all the armies in Europe. As hy bid, raak sy bang. Julius weet nie wat vir hom kom nie, papi. Ek gaan nie stupid jokes nou maak nie, kos gaan aan. Die Here sê vir my, jou oupa het gestaan, jou oupa grootjie het gestaan vir waarheid en 'n hele land het tot bekering gekom. Ek roep jou om vir waarheid te staan, onverskrokke. Ek weet baie keer is mense sê, hy vat dit te ver, hy kan nie dit sien nie. Ek kan, jy kan nie. Want ek het 'n salwing vir dit. Amen. Ek het eendag vir die Here gesê, gaan ek in die tronk beland, sê vir my nie, ek sê uit dit uithou. Want die goed wat ons op staan, baie keer sal ons vervolg. Want daar eendag het 'n vrou sy in die gehoor gesê, ek gaan vir hom uitsorteer, en toe draai een van die gemeente hulle om 'n lag vir en sê vir, ken jy hom? Die Here is regtig met hom. Maar as goed, as jy weet dat jou ouers die Here persoe het, gaan vind by hulle uit wat die Here met hulle gedeel het, en daai gaan baie keer 'n verdubbeling op jou wees. En as daar nog niemand voor jou die Here gedien het nie, jy het werk om te doen, John, word wakker. Dit is tyd om wakker te word. Hoekom wil ons dit doen? Hebreërs 11 vers 6. Gister is ek daar op die diep see met my jetski. En John swem. Hebreërs 11 vers 6. Ek wil net sê John is mal op 'n jetski. Moenie so vir hom kyk nie. Ek ry rustig en kom John. Hy lyk net vir my van my malkoppies. Dan kom hy so oor die golf verby my gery. Ek is soos John, jy's oud, jy gaan iets breek. Toe kom hy en dan nie tot verby, sê hierdie is weird. Hierdie is weird. Maar Hebreërs 11 vers 6 gaan vir my sien toe. En ek wil hê hierdie moet in jou hart drop vandag. Wie wil geseënd wees in 'n tyd waar dit gaan soos vandag? Hoor hierdie een ding van my. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is. En 'n beloner is van die wat hom soek. Gaan op 'n soektog saam met die Here. Gaan op 'n soektog saam met die Here. Gaan soek hom met jou hele hart en jou hele wese. Gaan vertrou hom. Gaan soek hom vir jou vrou. Gaan soek hom vir jou kinders. Nee, ons het gereeld in die gesprek. Wat sê die Here oor jou? Wat droom die Here oor jou? Wat voel jy wil die Here met jou doen? Nee, gereeld. Ek en my dogters het gisterond in 'n Zoom meeting oor iets wat die Here met haar gedeel het en ek het vrede daarmee van iets wat hy wil oopmaak in die geesriem by haar en ek praat gisterond met iemand in 'n meeting, 'n lang meeting. Halleluja. Nog jetski gery het, lang meeting. Want ons iets in die gees wat die Here sê en ek kan dit sien oor haar en ek weet dis wat die Here wil doen. So ek gaan haar sterk maak om dit in te beweeg. Maar waarna kyk ek na haar? In die gees. My vraag weer eens is, die persoon wat langs jou sit, en kom ons wees totaal eerlik met mekaar, as ek nou vir jou vra, wat sê die Here in die gees oor hulle, en jy hakkel, my vriend, kyk jy in die vlees, en dis 10-1, hoekom jy ongelukkig is. Miskien is 'n stukkie waarheid volgend, nê? Sodra ons in die gees kyk, is daar hoop, sodra ons in die gees kyk, sê ons vir mekaar, Jesus, ek kan nie wag dat die Here dit met jou doen nie. Sodra ons in die gees kyk, is daar 'n plek wat ons sê, ek is opgewonde met my diepste hart. Ek hou van my vrou. En dis nie Moedersdag nie, ek hoef dit nie te sê nie. Maar nie net oor die fisiese nie, dis ook baie goed, maar oor die geestelike. Ja. Maar want ek sien wat die Here met hom gaan doen, ek sien waar hy op pad is. Ek sien hoe sy die prys betaal. Ek sien hoe ek baie keer in die bed gaan klim 10:00 die aand
En as sy dan opstaan om te gaan swat tot 12 uur, tot 1 uur in die oggend, wat sy voor die Here sit en swat, sy eksamen skryf in die middel van die aand. Sy betaal die prys en ek kan sien, weet jy wat my die liefste maak, is om te sien dat sy op die journey is en sy dit ernstig vat vir die Here met haar deel. Sy betaal die prys. En dan klim sy in die bed en dan klim ek uit om te gaan bid. Weird familie. En nou luister jy vanoggend, het pappa weer 4 uur gebid, toe sê ek, ja, dis toe ek afgesluit het en weer die bed geklim het. Ons is ernstig, ons wil die Here soek, hoor gou mooi, die lewe is Christus. Die lewe is Christus, my vriend. Hoor gou mooi, die lewe is Christus. Jy kan vir my sê, ja, maar jy sê ek het alles. Boring. Maar jy sê ek kort niks nie. Okay, ons bly vir jou. As jy vir my sê, Christus, dis wat die Here voor my deel. Ek soek hom, ek gryp hom, ek hou hom vas, ek gaan vir hom, Christus in my, Christus in haar, Christus om my. Ons jaag dit na met elke, sê ek vir jou, champion, eyster. Dis waar die lewe gaan. Weet jy wat skeer is? Baie keer weet iemand nie wat die Here oor hulle sê nie, maar hy het jou nodig om die Here te gaan pursue vir hom. Hallo. Dis my so lekker. Een van die girls, ek sê wat haar naam is nie, een van die dames in die kerk. Ons het begin touchy speel ons op donderdag en sy het haar man oorreed om touchies te gaan speel. Nee? En haar man love rappies, so ons het hom gevang met dit. Nou speel hy saam met ons touchies en hy het my in die week kom sien sy vir my die weirdste goed gebeur. Skielik voel ek die Here sê ek moet teologie swat, hy wil ek met 'n kerk plant. Wat kan 'n rappiebal nie doen nie? Halleluja. Die Here het hom ingetrek. Die Here het hom ingetrek. Skielik is hy Christus in my. Toe dit vir my sê, toe voel dit in my, val dit in my gees en ek sê, "Hey, dis die ou wat 'n jaar terug of 2 jaar terug nie eens wou kerk toe kom nie. Sy vrou het alleen gekom vir 'n jaar." Hy sê vir haar, "Ja, gaan jy. Ek steek die braaivleisvuur aan." Nie kom die Here en hy's hier by ons en die Here gryp hom voor die bors en sê vir hom, "Hoe's dit? Ag, ekskuus, my geliefde seun, ek het 'n welbehae in jou." Christus in ons. Nou hoe doen ons dit? Galasiërs 4 vers 6. Galasiërs 4 vers 6. En omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestort. En hy roep, Abba, Vader. Jy het die gees van God in jou, omdat jy sy kind is, begin hom vertrou om vir jou te wys en met jou te praat en beweeg volgens dit. Beweeg volgens dit. Raak 'n lewe oopskuif oor jou wat jy dink, wow, ek het nog nooit gevoel ek lewe soos nou nie. Hierdie goed hou my wakker in die aand. Kerkplant, ministries, dit wat die Here vir ons sit, Bible College, al hierdie goed, ek droom net, ek is soos Here, groter, meer, dieper, wat wil jy doen? Kom ons gaan Here, meer, hou my wakker, praat my Here, laat my bid, Here, kom ons gaan daarvoor. Ek wil nie by U kom eendag en U vir my sê, dis wat ek vir jou gehad het. Hoekom het jy my nie gesoek al voor nie? Ek wil by U kom en U moet vir my sê, Jesus, jy was 'n besige mannetjie. Christus in my. Amen. Ons sluit die oë. Net daar waar jy sit, sê net, Here Jesus, ek het U liewer as die lewe. Sê, Here Jesus, Heilige Gees in my, wys my U planne. Deur drome, deur profetiese woord, deur skrif. Sê Here, ek sal sê ja en amen. Waar begin die Heilige Gees het beweeg oor jou? Dankie Jesus. Dankie Here. Dankie Here. Ons is so lief. Amen.